Goeiemiddag, dit is Vrydag 25 April 2025 en baie welkom by die Vrydag nuusflits saam met Klaas Prinsloo. Die statistiek vir die maand sover, daar was net een aanval gewees en dit is absoluut ongewoon. As ons kyk na April 2024, 18 aanvalle, 5 moorde, dan is daar definitief iets wat nie lekker is nie en dit is besig om 'n hele paar mense baie ongemaklik te maak, want ons weet nie wat spesifiek die rede daarvoor is nie. Daar was wel veeslagtings gewees, ons weet van 'n groot veeslagting in Namibië, wat natuurlik 'n ander implikasie het, en dan was daar, selfs die grondgrype is op die stadium baie stil. Die implikasie van die veeslagting in Namibië is, as julle reg kan onthou, die mense het gesê, hulle bring al die klomp troepe, iets so 600,000 troepe, wat hulle inbring van die noorde af, om Suid-Afrika te kom beset, en te kom plunder en moor hierso in ons land. En hierdie mense moet natuurlik kos kry, en dit is een van die teorieë wat rondom dit is, maar dit is nie iets wat heeltemal bevestig is nie. In elk geval, baie van daai 600,000 mense wat hulle wil inbring in Suid-Afrika, is alreeds hierso. So, kyk oor jou skouer. Hoekom is plaasaanvalle stil? Daar's baie faktore. Die weer kan 'n rol speel. Kyk hoe lyk dit daar buitekant. Daar's baie water daar buitekant wat rol speel. Ons gaan net 'n bietjie daarna kyk. En dan natuurlik is daar ook die aspek van uitvoerende bevel wat gegee is van iewers af, wat gesê het vir die troepe op die grond, lê laag. En ons is besig met werk op diplomatieke vlak, om te kan probeer kyk of ons die situasie wat na ons en ander lande toe gegooi word deur die Withuis, om dit te kan probeer beredder. En as ons kyk na Ramaphosa wat voetjies soek by die Withuis, dan is dit iets wat mens nie buite rekening gehou kan word nie. So dit beteken nie ons moet ons waaksaamheid verslap nie. Plaasboere gaan doen 'n inspeksie op jou grond, gaan kyk of daar merkers is, dat ons kan sien of daar 'n kans is om daardie goeders te ontleed, en te kan sien of daar 'n mediumtermyn plan is, nadat die diplomatieke stof gaan lê het. Die ander faktor wat nou weer nie uitgekom het, is nou weer die EFF wat nou weer opslaa maak. Hulle het nou 'n nuwe chant. One bullet, one American. En daai ouens is besig om moeilikheid te soek. En ek sê vir julle, hulle moet daar onthou dat as Amerika vir Irak en Afghanistan kon binnetree en daarso vir hulle kon 'n nes skop, Suid-Afrika kan nie homself vrywaar nie. So die mense moet pas op wat hulle sê daar buitekant. Die Amerikaners vat nie nonsens nie. Daar was al verlede week, ek weet nie of julle het gesien het nie, dis op 'n hele paar sosiale media bladsy gewees, Facebook en so aan, die storie het ook hier rondgedoen op WhatsApp. Geslagsidentiteite is verlede week deur 'n Britse hof weer lê, en daar is bepaal dat jou geslag is dit wat jy was by geboorte. En Suid-Afrika het dit blykbaar ook klaar geonderskryf, so of jy nou afgesny en omgesoom is, jy bly 'n man. Ek het gister so vinnig boodskappe uitgeruil met Adrian Vossie, soos ons hom ken, en hy sê die gips kom oor 2 weke af, en dan sal hulle besluit wat met die ronde in sy knie gaan gebeur, en dan gaan hulle kyk of daar nog meer gedoen kan word. En dit is 'n aspek wat my hartseer maak. Daar is nou wel hier en daar 'n skenking gewees, maar dit is nog nie wat ons wil hê nie. Hier's 'n ou wat alles verloor het, en almal druk hulle beursies terug in die agtersakke. Dit is my baie hartseer. En daar is soveel wat gedoen kan word. Elke ou hoef nie 100,000 rand. Jy hoef nie geld genoeg te gee om 'n huis, jou hele huis te bou nie. Maar mense, kom ons help iemand, asseblief. Ek het voorverlede week het ek ook asseblief gevra, kom ons doen iets. Daar was 1 of 2 oproepe gewees. My nommer en Jaco Tate by naby Vossie. Julle kan vir my of vir Jaco skakel om te koördineer as daar enige skenkings is. Gereedskap. Maak net seker dat die ding daarin werk. Al is hy bietjie oud, kom ons kyk of ons net hierdie ou se gereedskapstoer bietjie kan volmaak nie, en hom weer op die been kan kry. Asseblief, ek vra met 'n boerehart. Kyk so 'n bietjie ekonomiese sake, en daar's alweer goeie nuus hierdie maand. Petrol is af met 19 sent, dit is nou 93. 95 oktaan gaan af met 21 sent, en dan diesel 0.05, groothandelprys af met 38%, dieselfde vir 0.005, en dan parafin gaan af met 30 sent per liter.
Hierdie foto wat julle hier langs my sien is hoe die weersomstandighede of die weerpatroon op die oomblik lyk. Nou, dit is bietjie ongewoon hierdie, want die lyn van weeraktiwiteit van vogtige lug wat van die trope afkom is, na my ondervinding, bietjie meer verder wes en behoort nie so groot effek te hê op Suid-Afrika as wat hierso voorspel word nie. As ons kyk na die konsentrasie van daai area, KwaZulu-Natal, lyk of nog baie reën gaan val. Ons het nou hier in Johannesburg, het ons bietjie sonskyn, maar daar buite in die Vrystaat lyk dit rof. En dit is 'n ding wat mense in gedagte moet hou, dat hierdie tyd van die seisoen is die reën nie so baie nie. So ek gaan dit sê, dis engineered weather, want hierdie goeters is totaal en al abnormaal van die normale weerspatrone af. Natuurlik was daar 'n bietjie humor ook gewees. Hierdie is een van die Hilux manne. Terwyl ek nie sal afwyk van die normale goed af om vir jou te sê, wees veilig in jou huis nie. Iemand het my gister gekontak, my gesê, ek het 3 goed rondom my huis gekry. En toe ons bietjie verder gaan soek, dis al baie meer. En toe die merker ontleed word, pas dit presies oor die mense wat binne in die huis is. Nou waar dit is, gaan ek nie vir julle sê nie. Dit is nie vir my nodig nie. Al wat vir my nodig is om te sê, jy is selfs nie meer in die stad veilig nie. Jou huis kan in die stad ook gemerk word. En Lucas Swart het 'n boek daaroor geskryf. So julle kan gaan kyk of julle daai boek kan kry. Ek dink hy's op Amazon, ek is seker nie. Maar wees selfs bedag oor wat rondom jou aangaan in die stad, want die mense kom vir ons. Dan die ander veiligheidsaspek, natuurlik daar is waarskuwings uitgereik om te ontruim aan die onderkant van die Vaaldam, veral daar by Vanderbijlpark. So moenie gaan moeilikheid soek in die water soos die ou met die Uno nie. Gelukkig het hy deurgekom. Maar wees veilig, gaan kyk na watervlakke, gaan kyk hoe dinge gebeur rondom jou, sodat jy vir jouself 'n paar tree vooruit kan gee as die groot water kom. En die groot water is nog nie verby, soos julle gesien het op die skyfie van die weer patroon, die water kom nog, dit gaan nog vir 'n rukkie kom. Terwyl ons al klaar aan die einde van April is, en volgende week hierdie tyd sit ons al klaar weer amper in Mei, en dit is ongewoon, maar die veiligheid aspek van hierdie ding is, om as daar water is, om seker te maak, water kan 'n baie gevaarlike ding wees, hoewel dit ook 'n baie kosbare kommoditeit is. So, moenie gaan moeilikheid soek nie, wees veilig, dit is in jou eie belang, as daar vir jou gesê word om te ontruim, asseblief, doen dit. Hierdie Vrydagmiddag nuusflits is vir jou gebring deur Eysterberg, veiligheid, statistiek, inligting. Bly veilig, geniet julle naweek, seën vir julle.